Dit is 'n vreugde, om my lof van liefde. Dit is 'n vreugde, om my lof van liefde. My lofsang in elke prys. O, grote Heer. Dit is 'n vreugde, om my lof van liefde. Dit is 'n vreugde, om my lof van liefde. Dankie dat ons U mag aanbid. Dankie dat dit die Gees is wat ons lei en leer, sodat ons aanbidding tot U, Here, in volmaaktheid kan wees. En dankie dat ons maar net vanmôre voor U kan neerbuig. Wat 'n voorreg, my God. Wat 'n voorreg, my God. Oh,
Halleluja. Ja, die Gees van die Here bring lewe. En Here, daarom wil ons U aanbid in hierdie lewe. Deur dit wat die Heilige Gees aan ons doen. Laat ons kan jubel, laat ons maar net kan opgewonde wees. Want die koning van alle konings, die Here van alle Heres, is in beheer. Hy regeer en hy kan sien waar ons hulp nodig is, Here. En vanmôre sê ons, kom Here Jesus, kom, vul my met U Gees, o Here. Vul my met alles wat ek nodig het. Laat ek U as my leidsman en my voleinder vanmôre kan ervaar. U wat is gister, vandag, tot in alle ewigheid. My God, my koning vanmôre. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Prys die naam. Kom ons neem ons sitplek. Toe ek 'n slukkie van hierdie water vat, sien ek dis gewone water. Prys die naam van die Here. So kosbaar om die Here te aanbid. So kosbaar om voor sy troon te kan wees. En nog meer om te kan sê, Here, kosbaar om U net te kan nader. Dis 'n voorreg om die Here net te kan nader. Net te kom sê, Here, here I am. Here I am, Lord. Maak met my. Doen met my. En wat dit aanbetref, wil ek hê ons moet môre weer luister. Ek het nou 'n paar liede gesing wat gaan oor water. Wat gaan oor die dinge wat die Here wil hê ons moet van bewus wees. Maar as hy praat van die water, moet ons weet dat hy praat van sy Gees. Gees wat ons gaan oorspoel. Hoor die waterstrome val. Hoor hoe God besig is om in diepte met my besig te raak. Ek het Dinsdag begin gesels oor die gedagte, wat is geestelike vorming? Wat wil die Here met my bereik? Nie net om vir my te leer, daar's 'n Gees en die Gees gaan dit en dat nie. Die vormingsgedeelte lê daarin dat God my wil intrek, my bewus maak van die dinge wat hy gesê het. Dan gaan 'n tyd kom dat ek nie meer op aarde gaan wees nie, maar ek gaan my Vader bid. Hy gaan nie van binne af uit ons uitborrel. Johannes 7 sê die Here Jesus, 7 verse 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het. Hoor die vraag. Dis dieselfde wat ek vanmôre sê, ken julle die Heilige Gees? Is julle bewus van wat die Heilige Gees vir en in en deur my kan doen? Is jy dors daarvoor dat die Gees dit aan jou kan doen? Is jy dors daarvoor dat jy verlang na God om te sê, hier's my hand, Here. Hier's my hand. Dis wat dors beteken. As iemand dors het, laat hom na my toe kom. Hoor? Laat hom na my toe kom en drink. So met ander woorde, dis iets wat nie net geskrywe staan nie. Dis 'n uitnodiging vir my, vir elkeen in hierdie wêreld. Maar hoor wat sê Jesus, hy wat in hom glo, hoor die kriteria. Dis nie sommer net nie. Dit wat God ons hierin uitnodig, 'n uitnodiging instuur, is nie net ligtelik nie. Hy wat in my glo, vir hom is al hierdie dinge moontlik. Maar hoor wat sê Jesus, hoor wat sê hy sê, soos die skrif sê,
strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. As God eers in beheer is, en as ons eers ingekoop het, dink net daai fontein wat besig gaan wees om in jou binneste te borrel. En dit het Jesus gesê, van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. 'n Profesie, dat die Gees gaan kom. Het die Gees gekom? Joel 2:27 het gesê, 2:7 het gesê dat in die laaste dae sal ek my Gees uitstort oor alle vlees. Maar ek wil vanmôre konsentreer op verse 38. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek hou van die Engelse bewoording. He who believes on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Vader, baie dankie. Here, oortuig ons innerste binneste dan vanmôre, dat ons van U afhanklik is. Kom Here en neem ons op hoër hoogtes deur U Gees vanmôre in Jesus naam. Amen. Onthou julle die vrou by die put in Johannes 4? Kom die Here Jesus en hy vra vir die vrou, gee vir my op water, en sy het nou die lang reimpie om te sê, my eet nie is 'n skip ding nie, en bla bla bla. Jy weet mos hoe dit party mense aangaan as hulle eintlik nie lus is om vir jou iets te doen nie. Maar toe kom die Here Jesus en hy sê vir haar, hierdie water gaan in elk geval nie jou dors les nie. Dit gaan in elk geval nie gebeur. Maar die waters wat ek jou sal gee, hoor julle die verskil, die waters wat ek jou sal gee, wat in jou binneste, die oomblik as dit jou binneste raak, as dit jou gees raak, as dit jou geloof raak, dan gaan dit word soos 'n fontein. Onthou julle dat die Here Jesus het gesê, ek het julle lief. Onthou julle dat die woord van die Here Jesus het gesê, ek sal by jou wees. En dan het ons daardie gedagtes gevat en net gesê, I walk the streets of light, I've got no problem because God says He's going to be with me. En dit beteken ek kan aanjaag. Dit beteken ek kan maak soos ek wil. Die Here sal my agterhoede dek. Nee. Jy moet die waters wat jou dors kan les neem. Dan gaan jy die bewys aan God gee dat jy glo. En as ek glo, dan kan dit maar kom. Want ek weet ek het 'n verwagting dat uit my binneste gaan maar 'n fontein van lewende waters uit my binneste uit opkom. En die woord van die Here sê, dit gaan nie net opkom nie, dit gaan opkom tot in alle ewigheid. Met ander woorde, as ek een keer God geglo het, gaan niemand my meer boelie nie. Niemand gaan sy gees van my, niemand gaan hierdie waters uit my lewe kan wegneem nie. Jy sien, ons moet kyk hoe werk die liggaam. Ek het verlede week ook gepraat van die innerlike en die uiterlike. Maar vandag wil ek net konsentreer op die innerlike. Die liggaam, waar ons nou om gaan kyk nie, dan is die maag die diepste gedeelte in plek in jou binneste. Ek het 'n oomie vriend gehad, wat so lief was vir bier, maar hy het net milk stout gedrink. Dan sê hy vir my, ou Henk, drink net milk stout. Want as jou innerste binneste eers gesond is nie, dan sorteer hy die res van die lyf uit. Ek sê my oom met milk stout. Ja, my broer met milk stout. Okay. Maar as ons moet sien dat die maag, die innerste binneste,
Dis die een wat vir jou eerste vertel hoe jy voel as jy bang is. Dis die eerste plek waar iets op 'n knop getrek word as dinge nie lekker met jou gaan nie. Dis ook die eerste plek waar jy 'n whole call kry, nie? Baie mense sê, ek voel iets in my maag loop, ek weet nie wat is aan die kom nie. Dis die maag. Die maag vertel dit vir die lyf, en die lyf begin om dan amper leeg te voel, want jy voel half teleurgestel, iets is net pluis nie. Nou, dit is in hierdie diepste plek, my liewe broer en suster, waaruit Jesus vanoggend met ons wil praat. Hy wil vanoggend vir ons sê, dit is wat as ons kyk na die lewenswater wat 'n fontein gaan word, dan sê hy, hierdie is die gedeelte wat ons nou streng vir jouself moet sê, dit is nie net lewenswater nie, maar God se lewende krag wat uit jou gaan uitvloei. Hoor wat het Jesus nou gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang. Dit is 'n belofte wat gegee is. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan gaan julle in staat wees om dit en dat en die volgende te doen. Julle gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Julle gaan alles doen wat die Here van ons vra om te doen. Alles wat die Gees van God vir ons gaan gee om te doen. Jesus sê in Matteus 11:29, as ons hierdie dinge verstaan, dan sê hy, daarom neem my juk op julle. Neem dit. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig. Ek is nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Hoor die seën wat wag. Hoor die dinge wat die Here vir ons wil gee. My kind, is nie onnodig dat ek julle bymekaar maak, soos 'n henna kykens bymekaar maak nie. Dis nie onnodig dat ek 'n paar dinge aan julle uitspel, 'n paar moets en moenies nie, want julle gaan julle self verkwalik. Net omdat ek die Gees nie toegelaat het in my lewe nie. Daarom lê ons vraag vandag, uiteindelik 2 vrae. Dink ons dat mense kan sien of daar strome van lewende waters in my is? Ek het nie nodig om by julle stil te staan nie. Ek het nie nodig om vir elkeen individueel te vra nie. Maar is jy bewus daarvan? En dink jy dat die mense is reg? En daardie man is daar lewende water, wat soos 'n fontein uit sy binneste uitvloei. Want nou moet ons versigtig wees om te antwoord, nie, want as ek so dink, dan is ek oorgegee aan die Heilige Gees. Ek is oorgegee aan die profesie wat God wil hê ek met iemand moet deel. Die tweede vraag sê, het ons geleer wat sagmoedigheid en nederig van hart is? Hulle sê soos battery en torch, die twee hoort aan mekaar. Filemon en Singplaat, die ding hoort aan mekaar. Daar's niks wat ons kan skei van dit nie. En daarom kom die Here Jesus met hierdie voorstel wat hy vir ons wil gee. Hy sê, dis nie net 'n voorstel nie. Hy sê, my liewe kind, hoor, dit is iets wat jou baie diep moet raak. Dis nie woorde nie, dit moet jou diep raak. Dieselfde wat God gedoen het en met al sy beloftes, wat hy al van die ou tyd af gespreek het. Hy sê, neem my beloftes te harte, want dit gaan jou diep raak op die einde. Het jy nie gehoor?
Het jy nie geweet dat die Here wat ons dien is 'n oneindige God nie? Het jy nie geweet? Jy sien, dit kom by die mens op dat hierdie dinge van hom besit neem. En vir 'n kort tydjie is hy op 'n witte brood met die Heilige Gees. Hy's besig om vure dood te slaan. Hy's besig om vir almal te vertel dat die Here Jesus het gekom om te red en te genees en te doop met sy Heilige Gees. Hy's besig om Matteus 28 oor te vertel om te sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Besig is ons, maar is ons so besig om te sê dat al hierdie dinge in die geloof gehoor en verstaan moet word? Is ons so besig om vir mense te oortuig, dan vergeet ek dat my geloof en my aanbidding een met God moet wees. Wat doen lewende waters as dit 'n fontein word in jou? Dink 'n bietjie mooi. Ek is nog steeds mens, ek is nog steeds Henk. Ek het nog steeds 'n humeur aan my. Ek kan baie maklik dalk my verskree teenoor my kinders as ek geïrriteerd raak. Maar die borrelende lewende waters, ek gaan so bewus wees. Het julle al langs 'n stroompie gaan sit, veral hierso by die Wilgersrivier? Dit raas. So jy kan vir geen oomblik sê ek gaan in stilte hier langs die rivier sit. Dit raas daar. Die waters moet jou bewus maak. Die borrelende van hande van God in jou lewe moet jou bewus maak dat daar nie tyd is nie. Hy gaan jou verhoed dat ek arrogant raak. Hy gaan jou verhoed dat ek moet bekommerd raak oor geld en oor werk. Hy gaan jou verhoed dat jy maklik ander mense kan oordeel, en hy gaan verhoed dat jou gebedslewe wipklant begin ry. Dis wat die Heilige Gees in jou binneste gaan doen. Ek moet op die einde van die dag net ontdek waar ek nou vandag in my lewe staan. Alles mooi goedjies, waardevolle dingetjies wat die woord van die Here moet ons leer, maar waar staan ek binne in hierdie gedagte? Hoor wat sê die Here Jesus? Is dit die jy wat God jou gemaak het om te wees? Is dit die jy wat God jou gemaak het om te wees? Wat 'n tipe lewe lei ek? Of is jy op hierdie oomblik maar net in 'n bestaan? Jy sien, kyk ons na ons hele lewe, dan gaan ons agterkom dat van dag 1 af was daar 'n gaping tussen my en God. Daar was 'n skeiding tussen my en God as gevolg van sondes. En die poging om al hierdie dinge te oorbrug, hierdie gapings, hierdie skeiding te oorbrug, het nie van my afgekom nie, maar van God af. So ek moet weet dat wat ek het is nie uit myself nie. Die Here Jesus het sommer klaar gesê, daar gaan 'n uur kom, my liewe broer en suster, maak jouself gereed, dat dit wat in jou binneste gaan ervaar, gaan jou behoud wees. Ons kan nie God se liefde en vergifnis verdien nie. Ons ontvang dit slegs deur genade. Deur genade is ons verlos, en so het ons sy krag ontvang, en nou moet ek in hierdie krag lewe. Amen. Ek moet in hierdie krag lewe. Dis nie net krag nie, anders is nog niks met jou te doen nie. Dit borrel nog nie in my nie. Maar die gaping,
al hierdie mooi dinge sê vir my dat hierdie gaping is nog nie geoorbrug nie. En dis waar die mens inkom. As dinge vir hom moeilik raak en sê, ag, bou 'n nuwe brug, maar kom net oor dit. Ons kan nie. Ons kan nie die dinge wat God vir ons gegee het, net nalaat nie. En as niks agterlaat nie. Ons het nodig dat hierdie gaping wat tussen my en God is, die een wat ek bedoel is om te wees, uitsorteer. Here, ek is jammer dat ek u werk wil oorneem. Ek is jammer dat ek die stromende waters binne my wil stil maak. Ons moet kom by die huidige ek en die geheiligde ek. Dis wat die Here wil hê. Was nooit God se plan dat ons onsself moet help of wat onsself moet beter word nie. Net soos dit nooit God se plan was dat ons onsself moet verlos nie. Daar is ook nie net, ons is ook nie deur sy genade verlos nie. Maar sy genade sê vir ons vandag, leef met dit wat ek vir jou gegee het. Dan sal dit met jou goed gaan, liggaam, siel en gees. Vertrou op die Here met alles wat in jou binnes is. Jy sien my liewe broer en suster, 'n fontein kan nie borrel by homself nie. Die woord leer vir ons spesifiek dit wat ek jou gee, met ander woorde, die krag en die hulp van die Here Jesus gaan maak dat die fontein in jou borrel. Daardie dinge gebeur van onder af. Met ander woorde, die genade wat God gee, wat in my binneste in opstoot. Met ander woorde, ek praat van, ek raak nou bewus. Ek raak bewus. Daarom sê die Here, dat my genade is soos borrelende water. Ek kan elke dag daarvan bewus word. Dis nie net wanneer iets goeds met my gebeur nie. Julle sal nie verstaan wat hierdie week ek oorgekom het nie. Volgende Sondag gaan staan ek en sê ek, verlede week en hierdie week wat verby, niks het my gebeur. Nee. God se genade is vir ons elke dag nuut. Amen. Om uit genade te leef is om saam met die Gees te vloei. Dis wat Jesus vir jou en vir my wil leer. Neem my lewe, Here. Laat dit wees. Die enigste manier om die jy te word wat God wil hê jy moet wees, is om te leef met die Gees van God. Wat soos lewende waters in jou binneste moet wees. Strome wat gelei tot sielstevredenheid. Strome wat die vrug van die Gees op die einde van die dag aan jou gaan openbaar. Al hierdie dinge wat ons nodig het, is om in lyn met God se Gees te kom. Hoor nou, as ek by myself hierdie lewe aanpak. 'n Vrou stap eendag daar in die inkopiesentrum in, en sy sien 'n man met 'n 2-jarige seentjie woelig, hy skreeu en hy wil al die tantrums uithaal wat hy kan in hierdie grocery waantjie. As sy luister na hierdie man, sy hoor hy sê, wees geduldig, Billy, alles sal regkom, Billy. Die vrou stap nader en sê, ek wil nie jou inkopies onderbreek nie. Maar ek moet net vir jou sê, jy is seker een van die wonderlikste mans, wat so liefdevol en geduldig met klein Billy is. Die man antwoord, my seentjie se naam is Patrick. My naam is Billy. Ja.
Kyk, hoe kan ons die Gees misvat? As ons nie borrelend die hande van die Here. Met ander woorde, ons kyk so baie mense wat vir jou gesê het, wat vir my kom sê, hoorie dit en dat en die volgende. Pastor Tini het so die mooi antwoord gegee, toe iemand van hom gesê, hoorie daar by Gat Sonnewater is 'n verplasing wat vir jou wag. Want ek het vanoggend, sê maar ek ook. Ek het ook vanoggend met die Here gepraat, maar hy het my niks gesê nie. So hoe vinnig loop ons gedagtes met ons weg? Wanneer is dit gedagtes? Wanneer is dit die Gees van die Here wat met ons praat? My naam is Billy. Ek dink nie daar's 'n groter oomblik wat in jou lewe kan opdaag as dit. As ons die lewe wat God ons wil hê ons moet lewe, moet ons saam met God en sy teenwoordigheid en die Heilige Gees moet ons lewe. My lewe moet in kontak wees. Ek kan vir geen oomblik die ding anderste wil verstaan as die Here Jesus wat sê, hulle wat na my toe kom, moet glo voordat hulle rus kan ontvang. Dis al waaroor dit gaan. Dis hy wat groter en sterker is vandag in hierdie wêreld. Dis hy wat aan ons dinge openbaar. Dis hy wat geduldig is met jou mislukkings. Dis die Gees van God. Dis hy wat jou tekortkominge en jou voorgee lewe gaan verhoed. My broer en suster, hoe gaan dit met julle? Goed, pastoor. Maar onder draai die duiwel rond. Daarom sê Paulus vir ons vandag, leef deur sy Gees. Leef deur die Gees van God. Met ander woorde, Paulus sê vir ons, ons moet in pas kom met die werkinge van die Heilige Gees. Dan sal die Gees ons gedrag vir ons bepaal. U moet vandag weer hoor, daar gaan seker 1000 preke nog kom oor die werkinge van die Heilige Gees, maar as ek die eerste ene nie ter harte neem nie, kan die volgende 999 vir my nog steeds niks beteken nie. Waar lê ons antwoord op die einde van die dag? As die Here vir my sê, dit gaan word soos 'n stroom van lewende water, lê die antwoord, spring in! Spring in daar die waters wat God vir jou gee. Maar ek wil ook vir jou bysê, die eerste sprong is nie altyd maklik nie. Want ons gaan dit oorweeg. Ons gaan dit meet. Daar's 'n ou koortjie wat sê, step into the waters, way down a little bit deeper. Step into water. Ek met daai koortjie gemaak, die sê by my, halleluja. Dan hoef om te speel nie. Step into the waters, way down a little bit deeper, wet your feet in the waters of His love. Oh, step into the waters, way down a little bit deeper. Hoor nou, come join angels singing praises to the Lamb of God. Dis waar ons einde gaan kom, my liewe broer en suster, maar spring in. Step into the waters. Dit bly moeilik. Maar ek wil nie inspring nie. Want ek wil eers dit wat in my binneste afhang. Ek wil kwaad word nog vir iemand. Ek moet my sê. Maar Jesus sê, diep in jou innerlike. Diep in jou innerlike het ek die oorsprong van die werkinge van my krag vir jou gegee, want dit gaan vir jou wees tot genesing. Dink 'n bietjie, wat met my fout is, die Here het 'n antwoord. Hy noem dit net genesing. Wat jy soek en vra van hom, ek sal jou genees, ek sal jou antwoord gee, ek gaan vir jou tot rus bring. Jy sien, om in die stroom van God se Gees te lewe, beteken net een ding. Hy doen wat die Here Jesus sê daar gedoen het.
Dis wat dit beteken. Ja, ons sal foute maak, maar ons sal nooit vergeet dat ons het reeds die krag vooruit ontvang daarvoor. Sit nie kosbaar nie. Daarom moet ek en jy met soveel vrymoedigheid met die Here praat. Here, met u hulp, sê dit in jou gedagtes. Here, met u hulp sal ek sal dit doen na die beste van my vermoë. Ek sal, Here, alles doen wat u vir my vra om te doen. Here, nou is die goeie oomblik wat ek gekry het om aan net oor te gee vir u. Gee net oor. Spring in die waters van die Here. Want as ons dit doen, kom ons dink net vir 'n oomblik aan die ou GPS wat ons paaie vir ons so uitwerk. Ons het hom ingesleutel, ek wil van A na B ry. Maar langs die pad, dan begin ek uit te werk, nee, hierdie is 'n lang roete. Ja, ek gaan my eie roete neem. En dan begin hierdie GPS met jou te praat. Aan die begin het hulle gesê, die GPS het vir jou, are you just stupid? Or are you just plain whatever? Listen. Makes a U-turn. Nee. Dan gaan dit nog langer van. Maar maak 'n U-draai vir die Here vanmôre. Maak 'n draai sodat die Heilige Gees in en deur jou kan werk. Maak daardie U-draai, want die U-draai is vir my en vir jou ingewerk in ons lewe in om God se genadeplan aan jou te verduidelik. Maak hom. God wag aan jou die oomblik as jy die U-draai gemaak het. En dan gaan hy begin werk aan die dinge wat ek lank gevat het om te verstaan. En die oomblik as God in jou binneste begin werk, raai wat is die pad wat hy jou vat? Huis toe. My Jesus is die enigste gesaghebende een wat wysheid het, wat ek nie meer kan stry nie. En as ek sulke wysheid in my lewe het ek 'n leefstyl wat skrik vir niks. Hy is die enigste in my lewe, broer en suster, wat ons geestelike dors kan les. Hy is die enigste een, sodat u en ek reg kan lewe. Onthou julle, wat sê die Here vir Jesegiel? Jesegiel sê, die Here het my gevat en het my al die droë bene gaan wys. Maar Jesegiel sê iets beters. Hy sê, hy het my van alle kante af na die droë bene gewys. En toe vra die Here vir hom, Jesegiel, kan die droë bene weer lewe kry? Wat sê Jesegiel? Here, u weet. Here, u weet. Dit eenvoudig gestel. Net om te sê dat die Here ken ons. Hy ken jou sit, hy ken jou staan, hy ken jou opstaan, hy ken jou loop. Hoe gaan ek dit reg kry? Daardie borrelende fontein vir hom weg te steek. Kom ons buig ons voor. Hemelvader, dankie. Dankie dat ons maar net vanmôre, Here, eerlik voor U kan staan. Opreg voor U kan staan, Here. Vanmôre net te kan sê, Here, ek het U so nodig.
En Here, die pad wat ek altyd vir u vra om te wys, Here, ek verstaan dit nie, maar dit is omdat my rigtingwyser, hierdie borrelende waters in my binneste nog nie geaktiveer is nie. Maar Here, staan by my, help vir my. Hier is my swakke hand, o Here, ek plaas dit in u sterke hand vanmôre. Mag u wil in ons lewens geskied. Mag u wil waar word vir ons, Here. Mag u wil die droë bene in my lewe weer lewend maak. Bid dit vanmôre in Jesus naam. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam. O Rabante Rabasidi. Ek bid dit vanmôre vir jou in Jesus naam. Ek bid dit vanmôre dat God se heerlikheid oor jou sal kom. Ek bid vanmôre dat jy nie sal wonder waar sal my hulp vandaan kom nie. Ek hoef nêrens heen te gaan nie. Ervaar net die borrelende heerlikheid van God. En dan as jy dit ervaar, moenie verbaas staan as jy begin dans voor die Here. Loof sy naam. Loof sy naam. Ek bid dit vir elkeen in Jesus naam. Amen. Amen. Kosbaar is die Here. Kosbaar is die Here. Wanneer ons dink aan die woord communion, dan is dit presies wat ons hier doen vanoggend. Dit is wanneer ons intiem in mekaar se teenwoordigheid is en ons geestelike gedagtes, ons geloof met mekaar kan deel. En vanoggend herinner hierdie tafel ons net weer aan wat Jesus vir ons gedoen het, aan sy offer vir ons, sy liggaam wat vir ons geoffer is en sy bloed wat vir ons geoffer is. Nou soms wanneer ons die nagmaal gebruik, dan lyk dit asof mense wil treur. Maar eintlik is hierdie nie 'n tafel om te treur nie. Dit is 'n tafel van vreugde. Dit is 'n tafel van oorwinning, soos wat pastoor nou verduidelik het van die lewende water. Maar soms is daar dinge wat daardie lewende water wil blokkeer in ons lewe. En dit is waarna ons nou gaan kyk vanoggend. Jy sien, want hierdie tafel beteenwoordig nie 'n begrafnis nie. Hierdie is 'n aankondiging van Jesus in Matteus 26 van oorwinning, van 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament. Vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet dit, is my liggaam. Die wat vanoggend wil kom en vir hulle broodjie vat, is welkom, anders sal Marius vir jou ietsie kom bedien. Maar ek wil hê jy moet dit nog nie eet nie. Want daar's iets wat gaan gebeur vanoggend. Ons gaan daardie kettinge, ons gaan daardie bindinge van jou lewe afbreek wat jou keer om by daardie strome van lewende water uit te kom vanoggend. So jy is welkom, kom vorentoe as jy 'n broodjie wil breek. Dit is wat Jesus gedoen het. En hy het die broodjie gebreek en hy het gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Prys hom. Prys. Sien, want Jesus se offer was nie net gewees vir ons fisiese genesing nie. Maar Jesus se offer was ook vir ons gewees om innerlik heel te word. Om innerlik daardie bande te breek, daardie kettinge waarmee die vyand ons so maklik wil bind. Daardie bindinge van eensaamheid, die bindinge van en kettinge van armoede, daardie kettinge van genesing, van fisiese siekte in ons liggame, maar ook van depressie, alles wat jou verstand gevangene hou, sodat jy nie by daardie strome van lewende water kan uitkom nie, daardie kettinge wat jou bind. Wanneer jy daai broodjie neem nou, sien in jou gees daardie kettinge wat van jou afbreek, daardie kettinge wat afval, daardie bindinge in jou lewe wat jou weghou van die dinge van die Here af, wat breek nou in Jesus naam. In Jesus naam.
Elke binding breek nou Amen. in die naam van Jesus. Elke ketting val van jou af in die naam van Jesus. Halleluja. Sodat jy vry kan wees vir daardie strome van lewende water wat net wil vloei. Dankie Here. Dankie Vader vir u liggaam. Dankie Jesus vir elke hou wat u vir ons gevat het. Dankie Jesus vir daardie kruisdood. En daarom wil ons ook vir u vanoggend sê dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Want nou dat jy in jou gees ervaar en gesien het hoe daardie kettinge van jou afbreek, seën ons hierdie bloed, seën ons hierdie wyn vanoggend. En Jesus sê, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. En ons dank u, Jesus, vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie Jesus. Vanoggend wanneer jy daardie beker van jou vashou, nou dat daardie kettinge geval het, nou dat daardie bindinge van jou afgebreek het, neem daardie beker en sien in jou gees hoe jy wit gewas is. Hoe jy as 'n regverdige kind van God voor sy troon kan staan en hoe jy net kan oorgee aan dit wat die Heilige Gees binne in jou wil vrystel vanoggend, sodat daardie lewende water net kan begin vloei en vloei en vloei. Dankie Jesus. Dankie Jesus vir die krag van hierdie beker vanoggend. Dankie vir die vryheid. Dankie dat ons skoon gewas kan wees vanoggend. Dankie dat ons regverdig verklaar kan wees in u troonkamer. Ervaar dit in jou gees vanoggend. Ervaar hoe jy voor God se troon staan as sy kind vanoggend, wit gewas en skoon. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En daarom kan jy verklaar vanoggend, ek is uit God gebore, en dit wat hy vir my bestem het is myne, en ons dankie daarvoor. Dankie, dankie vir die brood, dankie vir die wyn en die beker ook. Dankie dat u my skade dankie vir die Oh, dankie.